Goeiemôre, nalatenskap. Wat maak dat iemand 'n legende is? Paulus was 'n absolute legende, navolgingswaardige persoon. Ons leer in Handelinge 19 en 20 dat hy vreesloos Jesus gevolg het, die weg van God aan mense bekend gemaak het, nie bang was om towerkuns, okkulte, afgodediens aan te spreek. Hy verkondig die weg van die Here en dit verander mense se lewe radikaal. Hy was nie net vreesloos, hy vertrou ook die Heilige Gees. Hy ken die Heilige Gees, gebind aan die Heilige Gees, gaan hy waarheen die Heilige Gees hom lei. Mag ek en jy ook in ons keuses en besluite die Heilige Gees ken. As 'n derde dingetjie wat by hom uitgestaan het, en dit is dat Paulus die woorde van Jesus goed geken het, wat sê, dit maak mens gelukkiger om te gee as om te ontvang. Ons wil mos net hê, by mekaar maak. Paulus sê, die Here Jesus leer dat dit maak mens saliger, gelukkiger om te gee as om te ontvang. Wat kan jy alles gee? Ja, het gaan nie net oor geld nie. Natuurlik het die kerk en kultuurorganisasies jou geld nodig, maar het gaan ook oor meer as dit. Gee jou tyd, gee jou gawes, gaan gee 'n bietjie jou gebede vir iemand, gaan sit bietjie by iemand en gee bemoediging en hoop en inspirasie. Dit maak mens regtig gelukkiger om te gee as om te ontvang. 'n Laaste ding wat Paulus leer en ons by hom kan leer in hierdie Handelinge 19 en 20 is dat afskeid is moeilik. In hierdie lewe moet ons deel met afskeid. Het sy 'n graad eentjie wat vir die eerste keer skool toe gaan, of kinders wat terug universiteit toe gaan, of immigreer of oorsee gaan werk. Het is moeilik om afskeid te neem wanneer 'n kollega verhuis word. Het is veral moeilik om afskeid te neem wanneer iemand skielik aan 'n hartaanval sterf, of na 'n lang stryd oorlede is aan 'n gevreesde siekte, of 'n onverklaarbare selfdood. Paulus neem afskeid van hierdie ouderlinge in gemeente, en dan sien ons daar aan die einde van Handelinge 20 dat dit emosioneel was. Hulle het gehuil en hulle het saam gebid. Vriende, en afskeid is deel van hierdie lewe. Dit is vir ons moeilik, want ons is bedraad vir verhoudings. Wanneer jy afskeid neem, is dit oukei om saam te huil en te bid. Bid vir die genade van die Here, bid vir begrip en bemoediging, bid dat die Here vir julle hierdie hoop sal gee, dat ons net tot siens sê, ons sal mekaar weer sien. Gaan leef hierdie nalatenskap van Paulus. Hy was 'n vreeslose, getroue dienaar van die Here. Hy het die Heilige Gees vertrou. Hy het geweet, dit is beter om te gee as om te ontvang. By afskeidsgeleenthede het hy saam met sy geliefdes gehuil en gebid en so bemoediging ontvang om in die lewe voort te gaan. Mooi week.